kuier vandag weer hier by Olympus 24 uur dierehospitaal en spesialis verwysingsentrum en ek staan nou hier saam met dokter Jamila van der Walt en haar dierekind Ruger. Ek wil vir julle sê welkom, maar ek wil dankie sê dat ons weer hier kan kuier. Dis lekker om jou te hê. Goed, wat behels jou rol by hierdie dierehospitaal? So ek is die noodveearts en die na-ure veearts hierso by Olympus en ek het 'n spesiale belangstelling in dieregedrag. Ek is hierso reg deur die aand om noodgevalle en ongevalle aan te spreek en ek geniet my werk verskriklik. Dit is nie my professie nie, dis eintlik my passie. So ek leer verskriklik baie hierso en ek voel ek groei elke dag as 'n veearts want ons kollegas funksioneer half op 'n hoër vlak as 'n ander kliniek omdat dit 'n spesialiskliniek is. As ek nie in die aande my veeartsvernuf verskerp nie, dan gee ek my liefdesdade terug aan die gemeenskap deur my geen profit organisasie Postcare netwerk. Sjoe, dis baie interessant. Maar hoe maak 'n mens in 'n noodgeval en hoe kan ons kykers met julle kontak maak? So ek is die heeltyd beskikbaar na ure. Ons is altyd hierso en my spannetjie is baie goed opgelei in ongevalle en al daai goedjies. Ja. Ons het al die toerusting waarna jy kan dink om jou hondjie of jou kykie te assisteer as daar 'n noodgeval is. Ons het X-ray masjiene, ultraklanke, ventilators, suurstofmasjiene. Ek het 'n noodkassie wat reg staan met al die medisyne in as jou hondjie inkom dat ons dadelik kan reageer. Ons wens altyd dat mense kan inbel met 'n noodgeval sodat hulle ons vooraf kan waarsku wat inkom met 'n kort beskrywingkie. Dis nie altyd moontlik nie, maar dit is goed want baie van die keer is ek besig met 'n noodgeval, ek was besig met operasie en dan kan ek my opgeleide veearts, verpleegster of tegnikus vra om so lank reg te maak vir jou diertjie wat inkom. Gedurende die aand werk ons op 'n stelsel wat kritieke pasiënte voorkeur kry. So as jy in die aand inkom en almal is altyd welkom, maar as jy inkom en jy's net 'n gesondheidsondersoek of jy het 'n entingkie, dan mag jy dalk 'n bietjie wag omdat ons eers met noodgevalle werk en dan die ander sien. Maar ek dink wat so uitstaan is die feit dat dit 'n 24 uur dierehospitaal is en dit maak dit baie gerieflik. Ja. Nou wil ek vir jou vra, want baie van ons troeteldiere is so 'n bietjie ongemaklik wanneer hulle veearts toe moet gaan. So hoe kan ek my dierekind voorberei vir 'n streslose besoek aan die veearts? So dis iets wat baie na my hart lê. Ja. Net soos wat jy jou kind skool toe stuur om haar voor te berei vir die lewe, so voel ek dat jy jou hond die nodige toerusting moet gee om selfvertroue te hê om deur die lewe te gaan en alles te kan aanpak sonder om te stres, onder andere veeartsbesoeke en veral vir 'n ontydige besoek, jy weet, so hulle moet gewoond wees daaraan. En die beste wat jy kan doen is om hulle 'n positiewe assosiasie by die veearts te gee en die personeel. So ons doen dit deur intentionele kondisionering met ons hondjies te doen, net soos wat hulle kos en liefde en aandag en 'n warm bed nodig het, medikasie as hulle siek het, so het hulle selfvertroue nodig om enige situasie aan te pak. Ek vra altyd vir my kliënte om 'n bietjie aandag daaraan te gee en hulle te leer hoe om 'n stresvolle situasie te hanteer. Dis eintlik baie maklik. Al wat jy moet doen is jy moet baie belonings gee, so sweeties en so. Ja. En dan moet jy hulle leer dat hulle in 'n kar kan ry rustig, dat 'n kat in 'n krat kan gaan sonder om te stres. Jy weet, om algemene hantering te doen met hulle, laat hulle besef dis nie so erg om byvoorbeeld 'n mylband te dra as jy 'n reaktiewe hond het nie. Dis nogals belangrik. Maak 'n gewoonte daaraan om na hulle neus en oë en ore te kyk, vat aan hulle voete, maak 'n gewoonte daaraan om voordat hulle gaan slaap of voordat jy hulle kos gee, deur hulle hele lyfie te gaan dat hulle weet dis okay as mense aan my vat. Geef hulle daai positiewe assosiasie met die veearts en met die kliniek net om dit 'n bietjie meer lekker te maak vir hulle om in te kom. Leer hulle om op tafels te sit en gemaklik te wees. Leer hulle om op skale te klim, want die kleinste dingetjie om jou hond op 'n skaal te sit kan al klaar die toon sit vir die res van die veeartskonsultasie, jy weet. So as dit klaar 'n stresvolle ding is, dan sy klaar gestres vir die res van die konsultasie. Ons probeer die hokkies en die bedjies so stresvry en gemaklik as moontlik maak. Ja. Maar die hondjies wat weet wat dit is om in 'n hok vir 'n klein rukkie te sit, vat dit baie makliker, stres baie minder en word vinniger gesond. So dis regtig 'n goeie idee om jou hondjie te leer dat dit oukei is om 'n klein rukkie in 'n hokkie te wees en dit dan soos 'n ware wenner te hanteer, jy weet. Dis minder stres vir die veearts, dis minder stres vir die pasiënt en dis minder stres vir die kliënt as hulle hondjies weet wat dit is om 'n bietjie in 'n hok te sit. My goue reël vir kliënte is altyd goeie gewoontes, goeie stresvrye veeartsbesoeke. En dit is maar die motto waarop hulle moet gaan. Dit klink vir my asof jy die animal whisperer is van hierdie dierehospitaal. Jy wil ook vir ons vinnig wys na aanleiding van wat ons kan doen. Ja, so basies so goed soos om jou hond so nou en dan op 'n tafel te tel en net vir hom sweeties te gee terwyl hy rustig by jou is in die geselskap. Dit help regtig baie. Leer hulle dat jy aan hulle ore kan vat, jou vinger in die oortjie kan druk. Jy kan hulle oogies kyk, jy kan sy neusie kyk.
Oeh, is dit lekker. En dan om stil te hou, net om stil te hou dat die veers lekker die lippe kan oplig. Ja, sy is soet hond. So dit is en dan alles wat 'n mens by die huis moet doen. Dis alles goed wat jy by die huis kan doen. Dit is heeltemal normaal as iemand aan jou voete vat. En is heeltemal normaal as iemand jou ruggie voel. Wel, hy lyk vir my heel rustig en gemaklik. Dr. Jamila, baie dankie. Dis net 'n plesier. Nou soos jy kan sien, is jou diere in baie goeie hande by hierdie dierehospitaal. Maak seker jy skakel gereeld in wanneer ons 'n volgende keer nog wenke met jou deel. Nou ja, Kersfees is om die draai en ek is seker almal van julle is besig om daai Kersfees spyskaarte te laat werk en uit te werk, hoe dit moet gaan lyk en natuurlik hoe dit gaan proe. En dan wat die spyskaart dan betref, as jy nou by die hoofmaal verby is, dan is dit tyd vir die pudding, die lekkernye. En Leona van Leona's Kuikery is hier in die ateljee om vir ons te wys hoe jy op 'n kreatiewe manier ook vir jou 'n kerskoek kan versier en die dinge doen. Leona, baie welkom. Baie dankie. Ek sien ons het hierso 'n clean canvas soos hulle sê. So wat gaan jy vandag vir my wys? Vandag gaan ek vir jou wys om 'n vinnige kersboom op 'n koek te pipe. Ja. Dit is miskien 'n last minute koek decorating wat jy vir jou familie wil voorsit vir Kersfees. En eintlik is dit baie fun om te doen. Jy kan eintlik dit baie persoonlik maak. Alright, nou maar laat ons begin want ek weet ons het min tyd en ons moet tussenin gesels. Wat bied julle alles terwyl jy nou die eerste stap daar gaan uitvoer? Gaan ek sommer eers te begin. Ons bied kyk decor experiences aan. Kyk decor experiences. Ek sien jy's op die groen, ja, ek gaan ook op die groen. So dit beteken mense kan kom en hulle eie koek versier. Ons net soos wat hulle wil. Net soos wat hulle wil. Ons gee hulle al die tools wat hulle nodig het, ons gee hulle 'n bietjie van 'n guidance en dan is dit hulle eie canvas. En hulle speel, hulle vat hulle tyd daarmee en dit raak baie persoonlik. Dit raak elkeen se talent, se skills, se childhood memories kom uit op die koek. Beautiful. Wat sal die stappe wees? Ek het nou eers hierso lyk dit vir my ook soos 'n Kersfeesboompie. Ja, is al vir my. Nee, jy sien ek moet probeer. Ek sê nou nie my Kersfeesboompie lyk so baie mooi soos joune nie. Jy doen. Maar ek probeer. Okay. Myne lyk soos asof hy voor 'n trok ingeval het of ietsie gebeur het. Maar in elk geval, okay. Alright, dis baie lekker. En is daar sekere tendense wat die feesseisoen aanbetref? Definitief. Ek sien mense hou nog steeds baie van goud. Hulle hou baie van natural colours. Ek sien jy het vir ons goud saamgebring. Ek weet nie waar gaan dit ingepas word nie, maar ek moet my boompie hierso voller maak. Soos jy joune voller maak. Hierdie is natuurlik baie soet lyk dit vir my en dit gaan baie lekker wees. Okay, tendense is dit. Nee, nou moet ek ophou want nou lyk my boom nie meer soos joune nie. Ons jou blare. Toe maar hier gaan hy. Hier kom my blaartjies. Dis baie lekker en ek moet vir jou sê, bied julle ook weet kursusse of so aan dat mense kan kom inloer. Is daar akademie of so, dan kan die mense 'n bietjie kom koekversiering leer. Hulle kan dit leer. Hulle kan ook sien hoe ons professionele decorators ook custom koeke maak. En dan doen ons natuurlik ook vir corporate geboue ook doen ons team building. Oh, dis lekker. So voordat ons vir die goeiemôre kalender gaan opdaag, dan kan ons net gou na jou toe kom om 'n koek te versier. Natuurlik. Okay, lekker. My boopie is reg en joune? Myne is reg, hy sy bys. Wyse uit bys. O, moet ek dit ook in groen doen? Dit kan in groen of in swart. So kom my bys. My boom is op 'n skewe plekkie hier, maar daar's my bys. Ooh. Daar's die bys. Okay. Nou kan ons met sprinkles die ornamente. Okay, you do it. I will follow you. Pragtig. Nou kan jy regtig ook besluit goud, rooi. Ons is mos op Kersfees. Ons is op Kersfees. Jy kan enige ding gaan. So jy moet 'n basis kry. Dis maar soos 'n lyk vir my regtig soos 'n ou skildery sal vat, nê? Ja. Maar hy moet ook smaaklik lyk op die stadium. Hy lyk vir my baie mooi net so plain, maar nou het ek hom kom bederf. Maar okay, vorentoe gaan ons. Sit ek baie van hulle op, strooi ek hulle met die hand, toe maak ons. Kom ons strooi dit met die hand. Ja. Dit hang van persoon tot persoon af. Ja. So niemand se kersboom lyk dieselfde nie. Niemand se koek lyk dieselfde nie. Span sal julle ook wil hê. Alraai, vrugtekoeke is ook altyd die ding met Kersfees. Is dit ook hierdie geval? Nee. Ek in my eerlike opinie dink ek die trifle moet terugkom. Ja. Maar daar's baie goeders wat mense met 'n trifle kan doen. Ek dink mense kan Oreos insit, mense kan bar ones insit. Dit hoef nie net die koek te wees met die custard layers en die jelly nie. Dit kan baie groot gaan. Nee, daar's al my versiering reg oor is omdat ek nie my hand wil gooi nie. As dit nie glitter is en sulke goetertjies nie. Alraait, ek het goud, ek het ligte goud, ek het baie goud, ek het min goud. Ek kort nog 'n bietjie kleur, rooi. Kan ek vir rooi aangee? Rooi.
Roy sal vir my werk. Woe, kyk nou net hoe pragtig lyk dit, maar ek is seker jy gaan vir my nooit eerder vir 'n kursus as wat jy sê, kom versier vir ons een van ons koeke. Is dit nogal 'n ding wat in is? Hou mense daarvan? Ja, ons is heeltyd vol geboek. Mense love dit. Mense kom terug vir die tweede die tweede keer, vir die derde keer. En ja, dit is vir verskillende events. Kan ek hierdie insit iewers Natuurlik, kom ons sit dit moet ek in. dit klein hou? Nee, kom ons gaan Kan ek hom groot maak, kan ek hom klein? Opsit. Ja? Moet hy driedimensioneel lyk? Moet hy Ek wil maar net weet. Dis Kersfees. Kyk net hoe pragtig lyk dit. Alla krag die mense, dis Leonas van Leonas Kykerie wat saam met my kuier en hulle weet ook vir wie om nie die koekversiering te gee nie, maar. Dis fyn. Hoorie maar ek dink dit lyk baie lekker. Kan mense by julle bestel? Kan hulle inloer? Het julle 'n winkel? Natuurlik, ons is online, ons het 'n webwerf, veral op social media is ons baie groot. En ook op WhatsApp. En op WhatsApp, sal jy my koop eet? Ek Wat's fout? kan ons glitter opsit. Ons Miskien kan. kort hy net 'n bietjie glitter. Hoe werk hierdie glitter? Dis spyt, ja. Kyk net daar, slow-mo gaan. Oh, lekker. Leona, baie dankie dat jy by ons kom kuier en kyk gerus uit vir haar. Kyk, is net glitter. Leona's Kykerie, dis waar jy wil wees vir heerlike Kersfees koek en baie meer en sy gaan beslis weer vir ons kom kuier. Net hierna kyk ons na die veiligheid van strande, skoon strande en meer.